Goeiemôre almal, maandagoggend, vandag is dit die 12de Januarie die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels rondom siekte. Nou, siekte is deel van ons gebroke wêreld waarin ons bly. Daar's nou nie mense wat ek dink wat altyd net gesond is nie. Daar is tog mense wat siek word. As deel van ons verlossing wat Jesus in die evangelie verkondig is dat siekte verban sal word. So die dag as die Here kom op die wolke, gaan daar glad nie meer siektes wees nie. Hy en sy disippels het talle mense genees en dit maak ook deel uit van ons nuwe wêreld waarin ons gaan lewe. God kan egter ook siektes gebruik om sy doel in sy kinders se lewens te bereik. Maar kom ons gaan lees gou-gou rondom God se woord. Wat sê hy omtrent siektes? En Eksodus 15 hier van vers 22, die water van Mara. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelsee af en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur en hulle 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het by Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Hulle het toe teenoor Moses gemurmureer, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys en hy het dit in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en jy doen wat reg is, dan sal jy heen gaan en geen siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Daarop het hulle by Elim gekom waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was en hulle daar by die waterlaar opgeslaan. Halleluja. God by en beheer van ons lewens. Deuteronomium 7 vanaf vers 15 tot 26. En die Here sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken en nie op jou lê nie, maar hy sal dit op almal wat jou haat. En jy sal die volke verteer wat die Here jou God aan jou oorgee. Jou oog mag hulle nie verskoon nie en jy mag hulle gode nie dien nie, want dit sal vir jou 'n struik wees. As jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hoe sal ek hulle dan verdrywe? Wees nie bevrees vir hulle nie. Dink gedurig aan wat die Here jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het. Die groot versoekinge wat jou oë gesien het en die tekens en die wonders van die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur die Here jou God jou uitgelei het, so sal die Here jou God al die volke doen vir wie jy bevrees is. En die Here jou God sal ook die perdebye onder hulle instuur totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het. Skrik nie vir hulle nie, want die Here jou God is by jou, 'n groot en gedigte God. Die Here jou God sal hierdie nasies soos langsamerhand voor jou verjaag. Jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie. Maar die Here jou God sal hulle aan jou oorgee en hulle in groot verwarring bring, totdat hulle verdelg is. Ook sal hy hulle konings in jou hand gee, dat hulle naam onder die hemel kan laat verdwyn. Niemand sal teen jou stand hou, totdat jy hulle verdelg het nie. Die gesneede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand, die silwer en die goud wat daarin is, mag jy vir jou nie begeer nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie, want dit is vir die Here jou God 'n gruwel, en jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net soos onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskie van hê en dit geheel en al as 'n gruwel beskou, want dit is onder die banvloek. Halleluja. Dan 2 Konings 20 se baie bekende gedeelte vers 1 tot 6. In die dae het Hiskia dodelik siek geword en Jesaja die seun van Amos, die profeet het by hom gekom en gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sekerlik sterwe en nie lewe nie. Toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid en vir die Here gesê, ag Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskia het bitterlik geween en Jesaja het in die middelste voorhof nog nie eens uitgegaan nie en die woord van die Here het na hom gekom en gesê, draai om en sê vir Hiskia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor en jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak en op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here en ek sal 15 jaar
by jou byvoeg, om jou in hierdie stad en die volk uit die hand van die koning van Assirië red, en ook hierdie stad beskik terwille van my knegt Dawid. En dan net in Jeremia 17 vers 14, maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word, verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons deur U woord kan wandel en ook kan hoor wat U sê, Here, rondom dinge wat ons mag en nie mag in ons huise bring nie, sodat daar nie siektes en goed op ons kom nie. Here, maak ons wys daarin, sodat ons sal weet wat ons moet doen. Ons loof en prys in U die groot en heilige naam. Halleluja, amen en amen.